Welkom by die Solidariteit Wêreld. Dit is ons potsending hier by Solidariteit en ons gesels soos elke week met Dr. Dirk Herman, die bestuurshoof van Solidariteit, oor alles wat die afgelope tyd hier by Solidariteit gebeur het. Dirk, en dit was 'n lekker vol program gewees. Ons gaan baie gesels oor dinge wat direk met solidariteit te maak het, maar iets wat dalk bietjie indirek met ons werksaamhede van die afgelope tyd te doen het, is natuurlik die aankondiging van Amerika se nuwe ambassadeur na Suid-Afrika. Dis reg, Jaco. Ek dink Brent Bozell het ons was eintlik verras gewees oor sy aankondiging. Maar wat ek daarom moet sê is, ek en jy en Flip het hom daarom al ontmoet. Ja. So hy is nie vir ons 'n vreemde persoon nie. Ja. Ons moet ook sê dat hy is binne die groot konservatiewe idee. Maar ek wil tog ietsie net sê daaroor. Ek wil so 'n helikopter vat en dan wil ek kyk na sy aanstelling en daarmee saam ook wat op die oomblik besig is om in die Trump-administrasie te gebeur. Ja. Nou, gewoonlik in 'n land soos Amerika of dan die Europese lande, Engeland, as daar 'n regeringsverandering is, dan sit 'n regeringsverandering. Dan skuif jy 'n bietjie links, bietjie regs, maar in breë terme is dit bloot die regering, die administrasie wat verander. Maar in hierdie geval is dit 'n ordeverandering. Professor Koos Maland praat van 'n omwenteling. Hy praat dit is 'n revolusie wat vergelyk kan word met die groot revolusies in die wêreld. En dit is op die oomblik wat daar gebeur, 'n mens moet altyd die Trump-administrasie uit daardie konteks sien. Dat Trump is regtig besig met 'n ordeverandering. Professor Maland praat van die hergeboorte van die Weste. Dit is 'n reaksie op daardie hyperliberalisme wat die Weste so swaar getref het, wat op die einde uitgespeel het in wokeness en die kanselleerkultuur en al daai goed wat eintlik akelig is. En die wêreld het begin weerstand daar teen te bied en mense sien wat daaroor skryf, daar was vrae oor die Weste, oor wie is ons, daar was groot skrywers gewees en daar's mense wat eintlik hierdie revolusie wat kom voorberei het. Ja. En die nuwe ambassadeur is een daarvan. Hy was gesien as, of sy lewenstaak was vir al die afgelope tyd om die vooroordeele van die linkse media uit te wys en aan te val. Hy het 'n hele sentrum daaroor begin. So hy het eintlik hierdie idees wat Trump op die oomblik uitvoer, het hy al begin voorbereidingswerk doen. Hy het hierdie linkse idees aangeval en ek dink ons gaan dit kan sien. So ek dink mense moet altyd net onthou dat dit is wat besig is om te gebeur en daarom Trump kies sulke soort mense wat binne in sy groot omwenteling pas. Nou hoe raak dit ons nou? Is dit nou vir ons goed of sleg? Dit is vir ons goed. In die sin van dat die breë solidariteit beweging, maar Afrikaners in die algemeen, is baie sterk in hierdie konservatiewe idee genes. En ons het eintlik hierdie groot omwenteling wat op die oomblik plaasvind binne die Trump-administrasie, maar ook in die Weste, het ons ook vooruit gegaan. Ons het hierdie idees van selfverantwoordelikheid, roeping, werkverantwoordelikheid, daardie ou westerse protestantse idees is idees wat ons eintlik al lankal vertroetel. En daarom is dit vir ons goed. Die westerse selfvertroue wat daar is vir ons goed en daarom verwelkom ons ook hierdie spesifieke aanstelling. Dit is interessant en ek dink belangrik om wel kennis te neem dat hierdie is 'n politieke aanstelling. Baie keer is ambassadeurs sagte aanstellings en na Suid-Afrika geneig ook om soms so te gebeur. Maar hierdie nuwe ambassadeur is iemand wat in Washington DC lank in die politiek betrokke was, wat goeie kontakte het direk tot by president Trump. So die Trump-administrasie en die Departement van Buitelandse Sake het baie duidelik gekyk en gesê ons gaan iemand aanstel met dekades se politieke ervaring, iemand wat baie geloofwaardig is, iemand wat die politieke spel goed verstaan en wat tot in die hoogste vlakke van die Trump-administrasie goeie kontakte het. En dit dink ek sluit aan by net 'n opvolgvraag wat ek vir jou wil vra oor natuurlik die minister van Buitelandse Sake Marco Rubio se tweet 'n paar dae gelede en die feit dat daar steeds duidelik 'n baie sterk fokus op Suid-Afrika is vanuit die Trump-administrasie. Hulle is ingezoom, gefokus op Suid-Afrika. Rubio stuur 'n boodskap uit oor die sing van Kill the Boer deur Malema en dan letterlik 3-4 dae later word daar 'n aankondiging gemaak oor die ambassadeur. So, Suid-Afrika is duidelik in die vizier. Ja, absoluut so. Ek wil net dit weer vanuit hierdie groot prentjie, van die helikopterprentjie belig. Die ding op hierdie stadium word Suid-Afrika se harde linkse ideologie ontbloot en hulle staan kaal voor die wêreld. Want wat gebeur is, hierdie
liberaal, ons praat ook van hyperliberalisme, Prof Koos sê dit was die triomftog van die liberalisme in die einde 90's, en Suid-Afrika was daarin verpak gewees. So ons het eintlik, was mooi verpak in woordjies soos billikheid, en regverdigheid en diversiteit en al die mooi liberale woorde. Maar dit was nie die ANC se ideologie nie. Die ANC het nog altyd 'n baie harde linkse, eintlik uitgediende ideologie gehad. En toe kom die Weste en hulle verpak hulle mooi. En hulle word verlang hierso verpak en mooi gehou. So wat gebeur toe? Nou word hierdie hyperliberale idee-raamwerk deur die Trump-administrasie uitgedaag. En nou omvou dit skielik nie meer die ANC nie. En hier staan die ANC in die lig. En die Trump-administrasie het net eenvoudig aangegaan en gesê, maar hierdie ideologie van die ANC, soos wat hy nou ontbloot is, dis vir ons nie in ons nasionale belang nie. Ons wil in 'n verhouding tree met Suid-Afrika, en onthou, Suid-Afrika is strategies 'n belangrike land, ook vir Amerika. As jy in Afrika 'n toegang wil hê, is Suid-Afrika met ons gesofistikeerde ekonomie is 'n belangrike vennoot. So Amerika wil 'n goeie verhouding met ons hê. En toe ons in Amerika was, jy weet self, het hulle meer as een keer vir ons gesê, hulle sal selfs die bilaterale verhouding met Suid-Afrika versterk. Maar dan is daar sekere voorwaardes waaraan ons moet voldoen, en dit is menseregte, eiendomsreg moet beskerm word, en onder menseregte gaan dit daaroor dat jy minderhede moet beskerm en dat jy moet ontslaa raak van raswetgewing. So dis die basiese goed, en jy moet jou groot diplomatieke beleid verander, en dit is wat Amerika vir Suid-Afrika sê. Verander dit sodat ons in 'n positiewe verhouding met julle kan tree, want julle is vir ons belangrik. Die feit dat daar so fokus op ons is, moet ook vir ons 'n boodskap uitstuur. Ons is wel vir hulle belangrik. En ons reageer heeltemal verkeerd. Die res van die Afrika-lande, hulle klim op die vliegtuig, hulle vlieg oor Withuis toe, hulle gaan herstel die verhouding. En wat doen ons? Ons bly nie net stil nie. Nee. Ons val hulle aan. Ons doen nie elke liewe ding verkeerd. Alles verkeerd. Rubio het verwys na die haatspraak van daardie lied, maar dan ook baie spesifiek na die menseregte element daarvan, en jy verwys na die rasbeleid, die rassewette, en dis baie duidelik iets waarop die Amerikaanse regering ingestel is, om te sê Suid-Afrika kan nie net eenvoudig onbepaald aanhou met al die rassewette nie. Nou een element daarvan is nou hierdie reuse rassefonds wat die regering nou wil implementeer, en daar's nou 'n geleentheid vir openbare kommentaar. Hoe reageer Solidariteit daarop? Ja, dit is in die volgende 3 weke gaan ons kommentaar lewer. Wat belangrik is ons het al reeds vir die regering geskryf dat indien hierdie rasfonds sou voortgaan, dan sal ons dit uitdaag aan die hof. Hulle is eintlik al op terme geplaas. Ten spyte van ons op terme plasing gaan hulle nou voort met die kommentaar, en die aard van die saak gaan ons deelneem aan die kommentaar. Maar wat moet nou onthou word hierdie is 'n abnormale ingryp in die ekonomie. Dis nie normaal nie, dis nie wat 'n vrye mark doen nie. As die mark sou sê, hoorie, ter wille van die mark, wil ons graag 'n fonds begin om dan spesifiek entrepreneurs te help, dan sal die mark dit voorsien het. Die feit dat die staat dit moet voorsien, wys dat dit abnormaal is. So wat nou gebeur is, hulle wil uit die swart bemagtigingsbelasting, kan mens maar eintlik sê, daardie 3%, wil hulle die fonds befonds. So wat jy doen is, jy haal geld uit 'n onproduktiewe uit 'n produktiewe deel van die ekonomie, jy skuif dit na 'n onproduktiewe deel van die ekonomie. Die ekonomie betaal die prys, en aan die einde van die dag, diegene wat dit eintlik befonds, is mense se werk. Maar dan word meer werk geskep nie. Mense, gewone mense se werk, die privaat sektor befonds dit, maar aan die einde van die dag, gewone mense betaal die grootste prys hiervoor. So ons gaan baie hard hier ingaan, ons gaan 'n baie harde standpunt inneem in die openbare kommentare, en ons gaan vra dat raswetgewing moet uitgefaseer word. Hulle faseer dit uit, en dis nie waar Amerika vir hulle sê, hoorie, raak ontslaaf van raswetgewing, sê hulle nee, wag 'n bietjie, nou gaan ons nog meer raswetgewing. Die klimaat, hulle is aan die verkeerde kant met alles. Ons gaan hof toe gaan hiermee, en ons gaan ook nog verdere internasionale bewustheid hieroor skep. Ons beplan ook, en ons sal ook in 'n volgende program 'n aankondiging daaroor maak, ons beplan ook weer om te vra vir internasionale mediasie,
dat ons was al suksesvol daarmee gewees onder toesig van die internasionale arbeidsorganisasie en ons beplan om dit weer te doen. Ja. Kyk, ons veg en bou en dit is hierdie is 'n belangrike deel van veg. Ons moet dit beveg en bestry. Een stukkie goeie nuus daarom die afgelope paar dae hier van solidariteit aan die boukant is die groot vordering wat gemaak word met die solidariteit netwerk. Dit is regtig 'n platform wat van krag tot krag gaan. Hierdie platform het nou hierdie week 100,000 mense wat daarbey aangesluit het. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Jaco, dit is so 'n groot deurbraak en aan die een kant voel mense partykeer moedeloos. Jy kyk na die regering, jy kyk na die ANC, jy sien hoe nutteloos hulle is. Jy sien hoe doen hulle elke liewe ding verkeerd. Ja. En dan raak mens partykeer moedeloos. Maar weet jy die goeie nuus is, ons is nie afhanklik van hulle nie. Ons sal self idees sê, ons sal vat self verantwoordelikheid. En een daarvan is hierdie platform. Ek wil mense aanmoedig om dit gerus te gaan besoek. Is net op www.solidariteit.co.za. Nou gaan jy daarin. Nou daar's nou meer as 100,000 mense, ons het nou hierdie week hier 100,000ste registrasie gehad. Nou wat gebeur daar? Die grootste aanbod op die oomblik is werkfasilitering. Werkgewers kom sê ons plaas poste daar en dan kom werknemers en dan doen hulle aansoek. Nou hoor nou hier. Op dieselfde dag wat ons 100,000 registrasies gehad het ons meer as 3,000 werkgewers geregistreer. Dit is 3,000 werkgewers wat sê dat ons gaan op hierdie platform adverteer. Nou wat is so belangrik aan hierdie platform? Hierdie platform sê dit is meriete gebaseer. Ja. Ons laat nie advertensies toe wat rasvereistes het nie. En werkgewers weet dit. En werkgewers begin in reaksie kom teen hierdie malrasbeleid. En dan kom hulle en hulle sê, maar ons adverteer op 'n meriete platform want ons wil die beste kandidaate en nie die swartste of die witste of wat ook al nie. Ons wil die beste kandidaate. So hierdie platform doen presies dit. Hy fasiliteer hierdie verhouding tussen werkgewers en werknemers. 'n reuse sukses, is eintlik 'n weggol sukses. Ons is baie dankbaar daarvoor. 'n Klop ander goed ook op die platform. Daar's 'n hoërskoolleerlinge word gehelp met hulle loopbaanpad. Daar is groepe waarop jy kan inskakel sodat jy 'n beroepsnetwerk kan vorm. Daar's voortgesette opleiding. So daar's 'n hele netwerk van werk. Dit is eintlik 'n werksgemeenskap wat sê ons alself as die status wil uitskop, dan skop die gemeenskap. Ja. Ja. Nou een so 'n beroepsnetwerk is die netwerk van ambagslede. Daar was so 'n ambagsdag gewees wat Solidariteit aangebied het. Vertel ons 'n bietjie van die ambagsdag. Ja, ek kan net so 'n bietjie trekkie weer terug. Ons het besef binne die ons sal self idee dat mense met hulle self beskerm. Ja. Ons moet onsself sterk maak. En toe het ons op die ou Europese gilde konsep het ons begin om beroepsnetwerke te vestig. So daar's beroepsnetwerke in al die groot beroepe waar ons mense werk. En daardie beroepsnetwerke maak mekaar sterk. En 'n groot fokus van die beroepsnetwerke is om te sê dat die meesters vat verantwoordelikheid vir die studente. So waar ons studente dikwels in die verlede deur die staat gehelp is en staatsbeurse gekry het en deur die staat geplaas is, het dit nou verander. Nou vat die beroep vat self verantwoordelikheid vir sy jong mense. En dit is wat nou gebeur het op hierdie Solidariteit Ambagsdag. En dit was daar by Soltech gewees. Soltech het wonderlike werk op daai dag gedoen. En ons het daar die studente en die meesters bymekaar uitgebring. En dan het ons 'n tweede ding gedoen, het ons het uitnemendheid beloon. Ons het die jong eyster kompetisie waar ons die beste student aanwys en dan het ons die jou eyster kompetisie waar ons die beste ambagsman in die land aanwys. So ons beloon uitnemendheid, ons bring ambagslui bymekaar, ons bring die studente en meesters bymekaar. Nie net in die ambagsberoep, ons doen dit ook in ander beroepe, maar die ambagsdag was 'n baie goeie voorbeeld daarvan, was 'n baie mooi sukses. Ja, en ambagte is so belangrik, né? Ek dink ons stuur daai boodskap ook uit, jy weet. Daar is 'n wêreldwye tekort aan vaardighede in die ambagsberoepe. So pragtig nou van Soltech af waar daar veral ambagte opgelei word na Akademia wat 'n oop dag gehad het. Dit was reusagtig geweest. Dit was reusagtig geweest. Dit het oor 2 dae gestrek. Ek het die voorreg gehad om self daar te wees. Meer as 4,000 mense het dit besoek. Ja. Nou dit is groot. En dit is my so mooi. Dit is jong mense wat sê, "Wat luister ons aan die bely en ons gaan seker maak dat ons suksesvol is." So ons kom en ons gaan in Afrikaans studeer. Hoekom? Nie net omdat die taal belangrik is. Natuurlik is die taal ook belangrik. Maar primêr omdat hulle weet dat die beste onderrig vind plaas in jou moedertaal, maar nog meer as dit. Hulle weet die waardes wat daar geleer en oorgedra word
daardie waardes is nodig om suksesvol te wees. Mense vra partykeer, maar hoor hierso, kan 'n student wat by akademia nou in Afrikaans studeer, gaan hy suksesvol wees in die werksplek? Die werksplek is nie 'n taaltoets nie. Mense pas baie maklik aan met taal. Die werksplek is 'n waardetoets. Die mense wat mooi waardes, etiket, goeie werks etiket, dis hulle wat suksesvol is in die werksplek. En dis wat oorgedra word by akademie en ouers besef dit. Daarom is hulle in hulle duisende dae. Maar weet jy wat vir my ongelooflik lekker gewees? Aan die een kant was daar nou die Soltech Ambagsdag, daar by Soltech. Kyk, daai gebou en die studente en die oë wat blink, en aan die ander kant het die akademia oop dag. Maar weet jy wat was iets wat my eintlik bewoog gemaak het? Daai studente is daar omdat daar gewone solidaritetslede is wat elkeen 'n bietjie gee. Ja. Elke solidaritetslid, daar word R10 van sy lidmaatskap daarvoor gegee en nog R5 vir studiefondse. En so maak jy net eenvoudige reuse verskil. Dit is 'n pragtige voorbeeld van hoe die gemeenskap 'n toekoms kan bou ten spyte van ons nuttelose spul in die staat. Ja, en ons is reeds besig daarmee. En ek dink dis die boodskap vir solidariteitlede is jou lidmaatskapgeld werk elke dag om 'n Soltech te bou, om 'n akademia te bou, maar ook om dit vir studente moontlik te maak om daar te kan gaan studeer, om uiteindelik vir hierdie oplossings waarmee almal bekommerd is. En ons verstaan mense daar buite is baie bekommerd oor die ekonomiese toestand en die ekonomiese toekoms van jong mense. Maar ons is besig reeds om elke dag en elke week oplossings te sien. Ons sien. is al 25 jaar besig om hierdie te bou. Omdat ons 25 jaar gelede al kon voorsien het wat gebeur. Ja. Ons is nou nie verras nie. Ons kyk nie nou hier na die ANC en president Ramaphosa, en baie mense is nou ontnigter deur president Ramaphosa. Maar die ding is hulle ideeraamwerk wat verkeerd is. En ons kon dit al gesien het 25 jaar terug. Dit wat Trump nou raak sien, wat Suid-Afrika nou ontbloot word in die wêreld, dit het ons al lankal gesien. Ons het geweet. Hulle het 'n struggle ideologie, hulle kan nie regeer nie en daarom moet ons begin voorsiening maak. So ons word nie ontkant gevang met die krisis op die oomblik in die land nie. Ons het dit voorsien en ons is besig om dit eenvoudig, stelselmatig te implementeer en ons sê baie dankie aan mense wat ons help om dit te doen. Ja, wonderlik. Op so 'n hoë noot, Dirk, baie dankie. Ons gesels volgende week weer hier by die Solidariteit Wêreld waar ons weekliks vir jou vertel van wat alles hier in Solidariteit se wêreld gebeur.